Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van aangesig tot aangesig. Ons lees saam in Psalm 90 vanaf vers 8. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Die verganklike mens kan nooit met die blywende skepingswerk van God vergelyk word nie, sê die psalmdigter. In vergelyking met die ewige en onverganklike God, is sy lewensduur so kort soos gras, wat soggens nog, groen is en nog lekker vars van die dou, maar later in die middag verwelk die son dit. En teen die aand is dit heeltemal verdor en opgedroog. Ons lewens is kort en dan word dit nog bedreig deur die gevolge van ons sonde. God kan sonde nooit duld nie. Jy weet, hy sê dis 'n stank in sy neusgate. Hy straf altyd sonde met die dood. In ons elkeen se lewens is daar wegstreek sondes waarvan niemand weet nie. Al is dit net die gedagtes wat jy dink oor iemand, het sy dit neerhalend of verdoemend of wat ook al. Sondes wat ons nie wil of kan laat staan nie. Daai gedagtes is baie keer moeilik om gevange te neem en jou vlees te kruisig. Sondes wat ons selfs vir God sou wou wegsteek as ons kon. Maar ons weet dis nie moontlik nie, want ons weet hy is alomteenwoordig en alwetend. Nadat hulle sonde gedoen het, het Adam en Eva vir God in die tuin gaan wegkruip. En dis wat ek en jy ook baie keer probeer doen. As ons iets verkeerd gedoen het, probeer ons ook maar 'n bietjie wegkruip of voor te gee dat ons dit nie gedoen het nie, of dat dit nie die waarheid is nie, want hoe kan dit dan nou deel wees van ons lewe, nê? Daar's geen manier wat ek en jy vir God kan wegkruip nie. Dit help ook nooit om te probeer nie. Hy weet presies waar ons elke oomblik is. Hy ken elke wegsteek sonde en wegkruip plek waarvan niemand anders bewus is nie. Hy weet selfs wat ek en jy dink. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Staan daar in Psalm 139 vers 1 en 2. God ken elkeen van jou wegsteeksondes. Wil jy nie maar vir hom vra om hulle te vergewe en weg te was met sy bloed nie? En jou die wysheid te gee, sodat jy van vandag af volgens sy wil kan lewe en kan sterk staan en nie meer hierdie goed doen nie. As jy jou lewe onder God se beheer stel, word jou verganklike lewe met onverganklikheid beklee, omdat die hemel vir elkeen van God se kinders wag. Slegs wanneer ek en jy 'n fokus begin kry op die dinge wat daar bo is, en nie meer agter die dinge aan hardloop wat hier op aarde is nie, dan slegs sal ons in gees, siel en liggaam vernuwe kan wees en vry van hierdie sondes kan begin lewe, en sal ons baie sterker kan opstaan en baie sterker kan kies om God se volmaakte plan te leef. Efesiërs 4 vers 24 tot 31, daai gedeelte, veral in vers 26 en 27 lees ons, as julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Jy weet, vandag se tye sien ons so baie dat jong mense baie kwaad rondloop, met baie woede in hulle rondloop. Ek weet die media het 'n baie groot rol daarmee te speel. En dit wat ons op TV en op Flix en op Netflix en YouTube en al hierdie goed sien, het 'n baie groot invloed. Maar ek en jy het 'n keuse
om hierdie gedeelte wat sê moenie die duiwel vatkans gee nie. Ons het 'n keuse om hierdie ons waarheid te maak en sterker ons riglyn te maak. Jy weet, om die hele tyd te kyk na goed wat geweld aanblaas, blaas ook woede en geweld binne in jou aan. Om die hele tyd te kyk hoe daar beklei word in hierdie video's of flieks of programme. Daai geweld kom lê op jou onderbewussyn. En jy het ook nodig om vir die Here te vra vir vergifnis dat jy toelaat, want jy kies dit bo om eerder 'n worship aan te sit en saam met die Here te worship. Breek met die ou mens en lewe as nuwe mens in Christus. In hierdie skrifgedeelte spel Paulus vir my en jou ook uit presies wat dit beteken om as verloste mens te lewe. Alhoewel Christus ons nuut gemaak het, beteken dit nie dat ons natuurlik daai mens wees wie ek en jy aangeleer het van baba tyd af, nou daai geaardheid gedeelte onmiddellik ondergeskik sal wees aan die wil van die Heilige Gees nie. Ek en jy het nog so geneigtheid om so bietjie in ons eie rigting te wil trek. En ons moet letterlik die vrugte van die Gees aanleer. Jy moet letterlik een van hulle vat en vir jouself sê, die vrug van die Gees is liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dan om elkeen te gaan kyk, het ek dit toegepas in elke situasie. Dit beteken eintlik dat ons vir die res van ons lewens elke dag op die pad van heiligmaking sal aanstap. Jy's nie eenmaal gered, altyd gered nie. Jy's eenmaal bekeerd, maar jy moet elke dag kies om daai bekering te leef. En elke dag moet jy kies om jou vlees neer te lê, sodat God se Gees in jou kan gestalte kry. Dit word 'n lewenslange proses waarin die Heilige Gees jou eie wil ombuig, sodat jy al meer wil doen wat God wil hê jy moet doen. Staan daar in die Bybel in praktyk. So, ek het net geen ander keuse as ons die pad van Christus wil kies, as om gereeld deur die dag, ek wil amper sê elke minuut, voordat jy iets doen, te dink, okay, wat is die Gees van God? What would Jesus do? Onthou julle daai bandjies, wat ons so graag gedra het, of ja, die screensavers, wat gesê het, what would Jesus do? Maak dit jou motto, what would Jesus do? En hoe lyk hierdie nuwe mens? Hoe lyk hierdie mens wat nou begin leef soos Christus? Dis 'n mens wie se gees en gedagtes nuut word. Jy hou jou nie meer op met nonsens nie, met 'n getommel nie, wil ek sê, waar jy jou besig hou met allerhande nastiness. Kom uit dit uit. Sit jou fokus op die goedheid en die guns en die liefde van God. 'n Mens wat in alle omstandighede die waarheid praat. 'n Mens wat nie sondig as hy kwaad word nie. 'n Mens wat nooit 'n dag kwaad afsluit nie. 'n Mens wat aan die duiwel geen vatplek in sy lewe gee nie. Hierdie nuwe mens ken nie so iets soos vuil taal nie. Hy bedroef nie God se Heilige Gees nie. Hy is hartlik, vriendelik, hoflik, goedgesind en vergeef maklik. Ja, ons het 'n nuwe stelling in vandag se lewe ontwikkel, waar ons sê, ek hoef jou nie terug te vat nie. Ek kan jou net vergewe. Ek het vir jou nuus. Vergifnis is 'n proses. Restituisie is die bewys dat jy vergewe het. En dit is wat God van my en jou verwag, om restituisie te doen. Is jy nie lus om hierdie riglyn vir heiligheid in jou lewe toe te pas nie?
sodat jy ook ten volle kan vry wees en die koninkryk van God kan bereik. Jy weet, die Heilige Gees is soos 'n duif. Wanneer ek en jy hierdie aggressie in ons toelaat, verdryf ons eintlik die Heilige Gees. Die kere wat ek die naaste aan die Here was, wat ek gevoel het, hy so op my, om my, in my, weet jy wat het dit verbreek? Die oomblik wat ek my vir iemand vervies het, of net 'n negatiewe gedagte oor iemand gedink het, kon ek voel hoe die Heilige Gees terugtrek en hoe daai teenwoordigheid vaag word. So as jy die salwing wil op jou voel en hou, gaan jy moet leer om te bly in daai sagtheid van die Heilige Gees. Efesiërs 4 vers 17 tot 24 is 'n duidelike bewys hiervan en ek gaan lees vers 23. Julle gees en gedagtes moet nuut gemaak word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Paulus doen hier 'n beroep op die Efesiërs om hulle ou sonde, daai natuur wat hulle gehad het, die ou mens in hulle prys te gee en die lewe van 'n nuwe mens in Christus te begin lewe. Om dit reg te kry, sal hulle gees en gedagtes eers nuut moet word. Christus het hulle reeds nuut gemaak, maar dit beteken nie dat hulle natuurlik daai geaardheid dadelik, onmiddellik ondergeskik is aan die Heilige Gees nie. Heiligmaking is 'n lewenslange proses, soos ek reeds gesê het, waardeur elkeen se gees en gedagtes so vernuwe sal word, dat die beeld van Christus in ons na vore sal kom. So as ek en jy nie kan lyk en ryk soos Christus nie, het ons nog baie werk om te doen. Soos jy jou eie gesig sien, as jy in die water kyk of in 'n spieël kyk, so sien jy jouself in wat jy dink en wat jy doen. Staan daar in Spreuke 27 vers 19. Jou gedagtes word grootliks gevorm deur wat jy lees, wat jy kyk en wat jy toelaat, waarna jy luister en wat jou vriende in jou belê. Ongelukkig is die moderne media nie juis bevorderlik vir 'n skoon gedagtelewe nie. So ek en jy moet eintlik op 'n punt kom waar ons besef dat seker goed moet ons begin vermy, omdat dit ons laat konformeer tot hierdie wêreld en nie ons laat suiwer en rein leef nie. Want God wil hê dat sy kinders anders sal wees en anders sal lyk as die res van die wêreld. Hy verwag dat sy kinders ander maatstawwe aan die dag sal hê. Hoe lyk jy as jy in die spieël kyk van jou eie, ek wil amper sê van jou eie maatstawwe? As jy teen jouself kom kyk met daai harde denke wat ons baie keer oor ander mense kan hê, en jy kom lê daai selfde harde denke teen jou eie gedrag en jou eie gesindheid, dan gaan jy dalk nie so baie van jouself hou nie. Die TV-programme waarna jy kyk, hoe lyk jy? Hoe lyk dit? En die mense wat jou vriende is, wat belê hulle in jou? En wat sê dit van jou karakter? Ja, ek weet ons kan nie almal uitstoot nie, want die Here wil ook hê ons moet disippels maak. Maar as jy iemand die heeltyd tolereer om met vuil taal om jou te bly praat, hoe kom jy dan op die ou einde skoon? Want jou ore luister die heeltyd na daai vuil gemors en dit besoedel jou gees, siel en liggaam. Mense het baie keer nodig om hulle aan te spreek, maar ons is deesdae so bang dat ons aanstoot sal gee. Maar ons gee nie om dat hulle vir ons eintlik aanstoot gee nie. En wees dan bereid om na God se stem te luister en daai persoon
aan te spreek. Ons kyk in Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardig gesaak daar ook mag wees. Daarop moet julle gedagtes rig. So ek en jy moet ook dit waaraan ons die hele dag dink, begin onderwerp aan God se gees. Want ons is veronderstel om te fokus op die dinge wat in die koninkryk van God is, die dinge wat daarbo is. Daarop moet ek en jy begin fokus en nie meer op die alledaagse nie. Wat die mens dink, dit is hy. So lyk 'n wyse gesegde. Op die oomblik word ons moderne letterkunde gekenmerk deur 'n ongekende vlaag van pornografie. Jy weet, as jy net na die onskuldige flieks kyk en jy kyk die liefdestonele daarin, is dit al klaar pornografie. Hulle het ons mak gemaak. Die mensdom is gesis. Dit wil amper lyk asof kragwoorde, immoraliteit en uitlokkende seksuele beskrywings 'n voorvereiste geword het as 'n boek in aanmerking vir die een of ander literêre prys of toekenning gekom het. En selfde met films en selfde met programme op die TV. Tog beweer die letterkundiges dat daar in die letterkunde nie so iets soos pornografie bestaan nie. Kan jy dit nou oorvertel? Maar hulle beskryf in detail die lasttonele. Hoe lyk die boeke en tydskrifte wat jy graag lees? En die flieks wat jy graag besoek? En die YouTube channel wat jy graag volg? Sal jy jou kinders toelaat om vrylik daarna te kyk? Vandag se ouers het amper 'n houding van laat Gods water maar oor Gods akker loop. Alles is geoorloof en oukei. Of moet jy dit wegsteek sodat hulle dit nie dalk te siene kry nie? Of moet jy daaroor praat? Maar so gereeld kyk ons net ander pad. Die dinge wat jy lees en waarop jy jou gedagtes rig, gaan uiteindelik jou hele lewe beïnvloed. Maar dit gaan ook jou kinders se lewe beïnvloed. Dit gaan die mense om jou beïnvloed. Die dinge waaraan jy dink, gaan bepaal watter dinge jy self gaan sê en doen. Luister vandag wat die Bybel vir jou sê. Luister na wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Maak meer tyd om jou Bybel werklik intens te bestudeer. Sit jou fokus op God. Daar is tog so groot drang om in te wil wees, om geliefd te wil wees. Daai Hollywood gees van ek is belangrik, het so 'n groot ding geword vir ons almal. Ek sien dit so sterk onder die kinders van vandag, tienerkinders, maar ook onder die jong mense, hier tussen die ouderdom 20 en 30, maar gooi nie weg die minderwaardigheid van 'n 40-jarige tot en met 'n 50-jarige nie. Weet jy dat God het ons nie minderwaardig gemaak nie. En wanneer ek en jy meer fokus op die karakter van God, sal ons ook nie minderwaardig wees nie, want ons sal die gees van aanneming by God ontvang, wat vir ons deure en ligjare oop sal maak tot in die hiernamaals, wat vir ons in sal vat in sy teenwoordigheid. En jy sal weet dat jy weet dat jy geliefd is in die poorte van die hemel. Jy sal weet dat jy weet dat hy jou ontvang vir wie jy is en hoe jy is. En hy jou verander, dat jou karakter meer en meer word soos die karakter van Christus. En jy meer en meer begin lyk en ruik soos hy.
Kom ons bid saam. Heilige Gees, hier waar ons nou bid, wil ons U innooi om in ons te kom openbaar daai wegsteek sondes wat ons nog nie meer klaar gedeel het nie, wat ons nog nie afgehandel het nie. Wees ons genadig en kom leer ons, kom wys vir ons wat is nie van U af nie. Kom maak vir ons oop dit wat ons nog moet neerlê. Kom maak vir ons oop hoe om meer en voller van U te word, sodat ons karakter meer sal lyk soos U. Kom help ons om ons sondes af te leer en aan te leer om heilig te leef, om heilig te wees, om in U teenwoordigheid te kan inloop en welkom te kan wees, omdat ons skoon genoeg is. Kom vergun ons U wysheid, U insig, U krag en U heerlikheid om te kan onderskei waarmee moet ons klaarmaak sodat ons kan inbeweeg. Kom leer ons om te wag op U Heilige Gees, om te loop met U teenwoordigheid, om nie toe te laat dat teleurstelling en kwaad ons kom skei van U liefde en U teenwoordigheid nie. Kom sak vanmôre weer op elkeen van ons neer opnuut, sodat ons kan vol wees van U nabyheid, sodat ons in U toegemaak kan wees. Kom was ons gedagtewêreld, kom was ons gees, weg van ons denke in ons vlees, sodat ons meer 'n geestelike denke sal hê. U denke, U wysheid, U krag, U standvastigheid, U heiligheid, U heerlikheid sal bedink. Dat ons gedagtes sal wees by 'n toekoms saam met U en nie by die hier en nou wat alles afbreek en verganklik is nie. Vergewe ons sondes, maak ons vry van ons eie sondige natuur en vleeslike lewe. Bring ons diep intense intimiteit met U en vergewe ons dat ons nie weet hoe om dit die heeltyd te sustain, by ons te hou, te onderhou nie. Leer ons om te leef in U nabyheid, skoon gewas, vrygekoop, rein en heilig. Dankie magtige Vader. Amen. Gaan in vrede en wees geseënd. Totsiens.